So, mense weet gewoonlik dat mens baie reis as dit kom by boerseke vrou, maar ek dink nie mense besef regtig hoe baie tyd mens van die huis af weg is nie. So, met die laaste 4 jaar was ek 41 weke van die huis af weg, so dis in totaliteit 9 maande, wat ek nie in my eie bed geslaap het nie by die huis was om daar te kon wees vir my man en net in die aande om so met hom op die bank te sit, 'n glasie wyn te drink en te gesels nie. Dit was maar eintlik dan 'n langafstand verhouding in daardie tye. En ek dink na ek nou die rekord gebreek het, ek spot lekker daaroor as die langste aanbieder, kom mense op 'n plek waar jy gaan, wel ek moet nou my persoonlike lewe ook prioritiseer. Ek dink ook ek en my man is nou lekker broeis. Ons is aan die einde van hierdie jaar al 9 jaar saam en ons is 2,5 jaar getroud, so ons het net gevoel dit is die regte tyd om miskien daaroor te begin dink en daaroor te droom. En indien ek nog 'n seisoen sou doen, sou ek definitief nog 'n jaar moes gewag het met baba beplanning. So ek glo ook in die lewe gaan dit oor seisoene. Daar's 'n seisoen om te kom en 'n seisoen om te gaan en ek het gevoel ek het alles wat ek moontlik kon vir boerseke vrou gegee. Ek het daar uit geleer wat ek kon, gegee wat ek kon en nou is dit vir iemand anders se beurt. Ek dink daar is iemand anders wat hieroor gedroom het en wat dit as 'n groot breek gaan sien in hulle loopbane en ek gun dit vir haar. En ek is bly saam met haar, en ek stap met soveel vrede weg, maar natuurlik ook 'n bittersoet gevoel, want ek is baie lief vir boerseke vrou en ek sal altyd wees, maar ek voel net, ek moet nou bietjie meer fokus op my persoonlike lewe en nie noodwendig my loopbaan as die eerste prioriteit stel nie. Dis regtig vir my moeilik om een persoon uit te sonder wat my nog altyd inspireer het, of wat my motiveer, want ek kan regtig getuig van 'n ongelooflike netwerk van vroue wat ek in my lewe het. As ek dink aan loopbaan, dink ek aan Anne-Mart van der Merwe wat regtig vir my 'n mentor is in my lewe, en ek dink net aan die longevity van haar loopbaan en vir hoe lank sy net aanhou om ons te betower met haar toneelspel, en ek is bevoorreg om haar op 'n persoonlike vlak te ken, en sy is die persoon wat die mees plat op die aarde is, en daarvoor het ek soveel respek. En sy het my geleer, jy weet, terwyl jy wag, jy moet wag vir daai rol, maar terwyl jy daarvoor wag, moet jy ook jouself voorberei, en nie net in sak en as sit nie, jy weet, hou aan oefen, hou aan toneelstukke lees, of filmtekste, sodat wanneer daai geleentheid kom, is jy gereed. Dan dink ek aan my ma, wat my net nog altyd geleer het van, wees netjies, hê selfrespek, daai ding van selfliefde, want sy is altyd deur 'n ring getrek, sy is altyd georganiseerd, sy is altyd betyds, sy is altyd betroubaar, en dink dit het my al baie in my loopbaan gehelp. En dan dink ek aan my 3-4 beste vriendinne, Karen, Amay, Loumarie, Marguerite, wat op elkeen van hulle maniere al soveel liefde en onvoorwaardelike liefde en ondersteuning in my lewe ingeploeg het, en wat my altyd, ek wil amper sê, my voete stewig plat op die aarde sal hou. Vir hulle is ek ook so dankbaar, en ek weet ek kan altyd op 'n knoppie druk as dit kom by 'n afdag, en ek weet hulle gaan my motiveer en vir my 'n positiewe upstoot gee. So ja, daar's nog baie waaroor ek kan praat, maar ek dink wat nog altyd vir my wonderlik was, is om 'n klomp verskillende mense in my lewe te hê by wie ek inspirasie kan trek en ondersteuning, en afhangende van die konteks en die tema. Want elkeen het ook interessante verskillende raad, en dit is wat op die ou en daai ek wil amper sê 'n whole sky of wisdom tot my beskikking vir my gebied het, en daarvoor is ek baie, baie dankbaar.